Daar is hy. Is almal opgewonde vanoggend hier te wees? Is almal met 'n blydskap in die hande vanoggend in die hart? Amen. Weet jy wat? Dis 'n voorreg daarom om te kan weet, my Jesus leef. Dis 'n voorreg om opgewonde vanoggend te kan wees, om te kan weet, ek dien 'n lewende God. Is dit nie? Amen. Amen. Maak die naam van die Here groot. Nou as ek vir jou vandag moet vra, wat is die, ek hou daarvan om vrae te vra. Nou kom ons kyk hoe goed ken julle julle Bybel. Reg? Eksodus 4. Ek het geweet dit gaan by Eksodus uitkom. Baie dankie. Jy het amper die antwoord gegee, hoor. Jy's net so 'n paar boeke agter, maar toe maar ons weet jy kom vorentoe, hoor. Baie naby, ja. Wat is die ek wag net vir daai selfone wat so opkom. Jene, weet jy, wat is die sendingsbrief wat net na Kolossense kom? Na Kolossense, Galasiërs. Baie dankie, my tannie sê geweer vir die twee jong manne. Valsheid wat hier uitkom, né? My tannie, jy kan jou chocolate daar agter gaan haal as jy hom wil hê, hoor. Ek het Galasiërs van agteraf ook gehoor, nie van vooraf. Jo, hierdie twee was dan te vinnig vir my gewees, hoor. Hy het gedink hy gaan 'n chocolate wen. Tjoh, ek weet nie my Bybel en julle Bybel verskil dalk, hoor. Wow, hier kom het weer. Weet jy, ek sal nooit hierdie ding agter die rug kry, omdat ek nou verlede Sondag by 'n hervormde gemeente was, en uitgenooi was, sal ek seker hierdie nooit in my lewe die einde daarvan hoor nie. Amen, prys die Here. Ek wil vandag oor 'n baie belangrike onderwerp gesels, iets wat my baie naby in die hart lê, iets wat ons as kinders van God, ek wil sê, goedkoop gemaak het. En ek gaan dit baie duidelik wees, goedkoop gemaak het. Dis iets wat ons moet herdenk. Dis iets waarop ek en jy as kind van God trots moet wees, om deel daaraan te kan wees. En my tema vir vanoggend is, Jesus toon sy liefde aan ons deur die nagmaal. Hoor mooi wat ek vanoggend vir jou sê. Jesus toon sy liefde aan ons deur die nagmaal. Ek dink nie ons as kinders besef hoe belangrik hierdie nagmaal is nie. Ons as liggaam van Christus het hierdie tafel 'n 5 minute geleentheid in 'n kerk gemaak wat hy nie is nie. Hierdie tafel simboliseer alles, die kern van ons geloof van die Bybel word by hierdie tafel herdenk. Alles gaan rondom hierdie tafel. En dan kom ons, en Satan het dit so mooi reg gekry, om ons fokus van hierdie tafel af weg te vat. Wat vir my as kind van God hartseer is. Die nagmaal is die kragtigste sigbare teken van Jesus se onvoorwaardelike liefde. Wanneer jy hierdie tafel sien, moet jy Jesus se liefde sien. Moet jy Jesus se liefde ervaar. Moet jy besef die prys van liefde wat vir elkeen betaal is. Nou kom ons en ons maak hierdie tafel goedkoop. Hierdie tafel simboliseer die hoeksteen van 'n kerk. Die eerste steen wat gelê is, Christus Jesus. Hy kom in Matteus 7 en hy sê vir ons iets, die fondament is belangrik. Die fondament is gelê deur God die Vader. En die bousteen is gelê
wat hierdie tafel is. Die eerste steen. En ons herdenk hierdie nagmaal. Ons maak dit goedkoop. Ons breek dit af. Deur die brood, sy liggaam en die wyn en die sap te gebruik, herinner hy ons daaraan dat hy sy lewe vrywillig afgelê het. Hy was nie gedwing nie. Hy het dit vrywillig gedoen. Daarom nooi hy jou vanoggend uit om vrywillig aan sy tafel te kom sit. God dwing jou nie vanoggend nie. God is 'n gentleman. Jesus is 'n gentleman vanoggend. En hy kon nooi jy na hierdie tafel toe. Hy sê dis jou keuse. Dis jou keuse vanoggend om daardie prys aan die kruis aan te neem of te verwerp. Hierdie tafel is vir elkeen. Hy's nie net vir uitgesoekte mense nie. Hy's vir elkeen wat vanoggend sê, ja Here, ek wil deel hê aan hierdie tafel. Ek wil aan u tafel kom sit. Die nagmaal spreek op 'n paar baie spesifieke maniere tot ons. Spreek die nagmaal vanoggend in jou hart. Spreek die nagmaal vanoggend met jou. Waaraan herinner die nagmaal jou vanoggend? Of het ons maar net gekom om deel te kan hê aan die tafel? Dis maar weer nagmaal. Ons het op die groep gesien, op die kerkgroep, dis maar weer net nagmaal. Of het jy vanoggend gekom met 'n hart wat wil deel wees van hierdie tafel? Wat wil deel wees van die liggaam van Christus? Die brood herinner jou dat Jesus fisiese pyn en lyding ter wille van jou verlossing, ons verlossing, verduur het. Hy het nie daar gekom laat mense hom slaan omdat hy dit wou doen nie. Hy het gekom om jou pyn en lyding op hom te neem. Hy het gekom om jou swaar kry op hom te neem. Wanneer ons nou hierdie brood so gaan skeur, stukkie afbreek, weet hoe daai sweep sy liggaam so uitgeruk het, die vleis. Vir wie? Vir jou oortredinge, jou sonde, jou smart, alles, stukkie vir stukkie, uitgeruk, sodat jy heel aan hierdie tafel kan kom sit. Weet jy dit? Sodat jy heel aan hierdie tafel kan kom sit. Sy bloed is vir jou gestort. Die beker is die simbool van die nuwe verbond in sy bloed wat jou sondes vergewe. Hoekom wil ons aan ons oortredinge so vashou? Hoekom wil ek daai pakkie nie laat gaan nie? Hoekom wil ek die reg voorbehou om iemand nie te wil vergewe nie? Want die woord sê dit baie duidelik in die modelgebed, Matteus 6, as jy jou broer nie vergewe nie, weet jy wat, kan God jou nie aan hierdie tafel kan kom laat sit nie. Weet jy dit vanoggend? Dis vir die woord sê. Maar ons wil tog mos daar die laaste oordeel op onsself hou. Ek wil hom terugkry. Ek wil hom wys wie's baas. Ek wil hom laat voel wat hy aan my gedoen het. Hoeveel te meer het jy dit nie aan Jesus gedoen nie. En weet jy wat, nie een keer het Jesus gesê, ek gaan dit aan jou terug doen nie. Hy het gesê, kom sit aan hierdie tafel. In liefde. Dit is 'n persoonlike tafel. Weet jy dit? Dit is 'n intieme oomblik waar Jesus jou vanoggend nooi om in sy teenwoordigheid en genade te kom sit. Dis wat hierdie tafel jou herdenk. Jesus nooi jou vanoggend persoonlik uit. Ek wil vandag vir jou sê, as Chelsea vir jou persoonlike uitnodiging gee na sy ete toe, gaan jy opdaag.
Ek wil vir julle sê, baie mense gaan sê, jebo, dis mos nou 'n sporsgeleentheid. Ek word mos nou deur almal gesien. Ek is op TV, weet jy dit? En hier kom die koning van konings. En hy sê, kom sit aan my tafel. En hy hou die uitnodiging vandag vir jou. Persoonlik. Hoeveel het hom aanvaar? Hoeveel het gesê, ek wil aan daai tafel kom sit? Hoeveel het hulle harte oopgemaak, en hoeveel se harte is daar vanoggend blydskap, want jy sien, wanneer Chelsea iets uitstuur, daar is maar so opgewondenheid, en jy vertel vir almal, nie waar nie? Ek is genooi, dit Chelsea, en hier kom die koning van konings, en hy nooi jou uit. Hoe opgewonde is jy vanoggend om deelname aan dit te kan hê? Hoeveel mense het jy vanoggend vertel, dat jy aan hierdie tafel van die koning van konings gaan kom sit? Vir hoeveel het jy vertel? Vir hoeveel het jy gesê, is opgewonde? Ek kan nie wag om hier te kom sit nie. En waar is die kind van God se stem dan? Ons is stil. Ons is nie meer opgewonde oor die tafel nie. Hierdie liefdesdaad word dan vir ons so mooi opgesom in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 25. En ons gaan dit nou lees wanneer ek die nagmaal bedien, waar Jesus sy disippels opdrag gegee het om wat te doen, om dit tot eer van hom te herdenk. En hoe herdenk ons hom vanoggend in die kerke? Hoe herdenk jy hom vanoggend in jou hart? Hoe herdenk en hoe dankbaar is jy vanoggend vir hierdie tafel? Weet jy, ek het 'n paar maande terug gepreek oor die belangrikheid van die satanistiese nagmaal vir 'n satanis. Hoeveel te meer moet hierdie tafel nie vir ons belangrik word nie? Hoeveel te meer moet ek en jy nie met 'n dankbare hart vanoggend hier kom sit nie? Maar hoekom sit ons hier? Hoe sit ons hier? Hoe lyk jou hart vanoggend? Wat sien die Here in jou hart? Wat sien hy in jou hart? Wat sien hy in jou gedagtes? Wat beteken hierdie tafel vanoggend vir jou? Maar net nog 'n geleentheid om 'n broodjie en 'n sappie te kan hê? Of beteken dit jou alles? Ek wil vanoggend vir jou sê, Jesus het alles aan die kruis vir jou gegee. Hoekom wil jy nie vanoggend alles vir hom gee nie? Of is ons geestelik so dood, dat ons nie meer die liefde van die tafel kan raak sien nie? Dat ons vergeet het, waaroor dit gaan. Die hele evangelie, alles word hier saamgevat. Alles word by hierdie tafel saamgevat. Jesus toon sy liefde aan ons deur hierdie nagmaal. Die aand voor sy dood het Jesus nie 'n brief geskryf nie. Hy het vir ons 'n maaltyd gegee. Hoekom? Omdat liefde ontvang moet word, nie verduidelik moet word nie. Liefde moet ontvang word. Jesus het vir ons die liefde gegee. Het jy hom ontvang? Of het jy hom verwerp? Ek wil 4 elemente uitwys waaroor hierdie tafel gaan vanoggend. En ek wil regtig hê jy moet dit neerskryf as jy kan. Eerste een, sy liefde is persoonlik. Luister mooi, sy liefde is persoonlik aan jou gegee. Lukas 22 vers 19 sê dit, dis my liggaam, ek gee dit vir julle. Luister mooi, dis my liggaam, ek gee dit vir julle, sê hy. Wat het jy met daai geskenk van liefde gedoen vanoggend? Het jy daai geskenk ontvang, of het jy dit verwerp?
Hy het nie daardie aand gesê, gee dit vir die wêreld nie. Luister mooi, hy het gesê, ek gee dit vir julle, vir jou. Dis persoonlik, doelgerig, direk aan jou gegee. Wanneer jy 'n uitnodiging ontvang van hierdie spoggeleentheid van Chelsea, is dit doelgerig, dis persoonlik aan jou gegee. Hier staan hierdie tafel vanoggend, waar die konings van konings doelgerig en persoonlik die uitnodiging vir jou gee. Wat het jy met dit gemaak? By die nagmaal hou die houtkruis op om 'n leerstelling te wees en word dit 'n geskenk waarop jou naam staan. Die uitnodiging het 'n naam op, nie waar nie? Is jou naam op daardie brief vanoggend wat God aan jou gestuur het? Is hy vanoggend daarop? Is jou naam in die boek van die lewe? Want dis wat hierdie tafel beteken. Die brood is in jou hand. Wat sê? Ek is nie ver van julle af nie. Ek het in vlees gekom. Ek is gebreek, sodat julle nie gebreek sou wees nie. Jesus kom hier en hy sê deur hierdie tafel, al jou tekortkominge, al jou laste, al jou probleme, al jou sonde, al jou verwerping, het ek op my geneem. Wanneer jy hierdie brood neem vanoggend, moet jy weet die liggaam het alles op hom geneem, sodat hy jou 'n nuwe lewe, 'n nuwe voeding, 'n nuwe toekoms kan gee. Die tweede een, sy liefde is duur. Wat het sy liefde vir my en jou gekos? Sy lewe. En hoe goedkoop het ek en jy nie Jesus se lewe gemaak nie? Ons praat vanoggend eerlik. Ons praat eerlik. Ek draai nie doekies om nie. En julle behoort my teen nou al te ken. Ek's nie iemand wat doekies omdraai wanneer dit by belangrike sake kom nie. Hoe goedkoop het jy en ek nie al hierdie prys van liefde gemaak nie? Ek staan skuldig. Ek staan skuldig. Ek het baie tekortkominge. Ek streef om geregtigheid te leef. Maar sy liefde is nog steeds daar ten spyte van ons tekortkominge. Maar jy sien, ons wil nie meer streef om volgens God te leef nie. Ons wil mos hierdie pragtige woord van hom, die woord van redding, ons aanpas om by die mens aan te pas. Sonde is sonde en ek sal sonde preek. Al sê die landswette, ek mag nie sulke doen, want God se wette is bo die landswette. Ek wil jou net baie mooi verduidelik. En as dit sonde is, gaan ek jou teregwys, want dis wat God van my verwag. Ons moet ophou om Jesus Christus, God die Vader en die Heilige Gees goedkoop te maak. Dit is 'n duurprys wat betaal is. 'n verbond in die Bybel is met bloed onderteken. Dit beteken, ek sal dit bewaar, selfs al maak dit my dood. Hoe bewaar ek en jy daai nuwe verbond? Ek wil jou vanoggend vra. Hoe bewaar ons dit? Kom ons wees eerlik. As ek vandag na die liggaam van Christus moet kyk, en wat aan die gang is, dink ons die verbond vergeet. Ons het vergeet waaroor die nuwe verbond gaan. Ons het vergeet die prys wat vir ons betaal is. Want baie keer wil die leraar, en ek sê dit met alle respek, groter wees as die tafel, want die tafel is 'n 5 minute aangeleentheid, nie by my nie. Hierdie tafel herinner my aan die prys
waarvoor ek gekoop is. By die laaste avondmaal het Jesus 'n nuwe verbond met sy eie bloed onderteken. Dis wat hy gedoen het by die avondmaal. Hy het die nuwe verbond met sy bloed geteken. My vraag aan jou is, het jy daai nuwe verbond aangeneem of jy dit verwerp? Want daardie bloed is duur gekoop. Daardie beker, hierdie beker wat ons vandag gaan gebruik, beteken, jy is vergewe. Ek wil vir jou sê, jou sondes is vergewe as jy dit werklik bely het voor Christus Jesus. Jy is vry as jy dit bely het. Jy is familie van Christus. Jy drink nie alleen uit hierdie beker nie. Ons doen dit as 'n familie in Christus. Maar as iets wat die familie moet doen. Ons moet mekaar volgend in die oë kyk. En vir mekaar sê, ek is jammer as ek het nou gekom het. Dis tyd dat ons weer die goeie in mekaar sien wat hier sit. Ons doen dit nie. Ons sal verby mekaar loop in die dorp, maar mekaar nie groet nie. Inteendeel, ons sal mekaar beskinder. Die huis van die Here is nie 'n skindernes nie. Die huis van die Here is 'n familie wat saam staan in goeie en in slegte tye. Dis 'n familie. Doen ons dit? Die antwoord is nee. Die antwoord is nee. Hy kom en hy sê, jy is veilig. Dis wat hierdie tafel beteken. Jy is veilig in my hande. Wanneer die storm kom, toe Petrus daar geloop het en hy gesink het, en die Here hom geneem het, was hy veilig in die Here se hand gewees. Daardie belofte is nog steeds van toepassing op jou. Hy sê jy's veilig in my hande. Maar dan moet jy kom en jy moet kom aansit aan hierdie tafel. Sy liefde is teenwoordig, doen dit tot my gedagtenis. 1 Korintiërs 11:24. Onthou in die Bybel beteken dit nie probeer om te vergeet nie. Want dis wat ons doen. Hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Maar wanneer ons hier uitstap, dan probeer ons vergeet van God. Is ons net op 'n Sondag wat ek moet oor die Here moet dink. Nie waar nie? En die res van die week? Waar is Jesus dan? Hierdie tafel beteken jy mag nie vergeet nie. Is maar so gou om te vergeet as ek by die kerk uitstap. Nie waar nie? Dan trek ek mos nou gou 'n ander baadjie aan. Sondag dan as ek my handkas oopmaak, dan, is my kerkbaadjie, ek trek hom gou aan. Dan is jy skynheilig, man. Kom ons praat eerlik. Ons wil ophou skynheilig wees. Dit beteken, dit bring die verlede na die hede. Ek moet my oortredinge vry en vir Christus om vergifnis kom vra, sodat ek by die God van die toekoms kan uitkom. Ons doen dit nie. Wanneer jy die nagmaal gebruik, sê Jesus, my dood is jou dood, my lewe is jou lewe. Ek dink julle verstaan hierdie woorde nie. My dood is jou dood.
In jou dood of in my dood het daar 'n nuwe lewe gekom toe hy opgestaan het en opgevaar het na God die Vader. Is 'n nuwe lewe vir jou gegee, 'n nuwe verbond. Die vraag is, leef jy nog in die graf? Of het jy saam met Jesus opgestaan? Hierdie tafel beteken lewe, nie dood nie. Hy kom na jou sitplek in die brood en die wyn en sê, ek is met jou. Wanneer ons deelname in hierdie tafel het, kom Jesus na ons toe, soos wat hy na sy disippels toe gegaan het, en het elkeen bedien. Kom hy na jou toe, en hy sê, my liefde is hier, my genade is hier. Wat kies jy vandag? Die 4de punt, sy liefde is blywend. Dis die mooiste karaktereienskap van God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. Hulle liefde is blywend. Hulle liefde is oneindig. Vir wie? Vir jou. Sy liefde vir jou het nog nooit opgehou nie. Jy mag dink vandag, ek het die swakste, ek het die meeste sonde, my sonde kan my nie vrygespreek word nie. Jy mag dink vandag, God het jou nie lief nie, wil ek vandag vir jou sê, die Here het jou oneindig lief. Sy liefde sal blywend wees tot aan die einde. Maar hoe lyk jou liefde vir hom? Is jou liefde vir Christus Jesus blywend in jou hart, of net op 'n Sondag? Elke nagmaal is 'n herinnering aan die liefde van Christus. Dit wys terug na die kruis en vorentoe na die bruilofsfees, Openbaring 19:9. Dit wys terug na die kruis. Sit jy dalk nog by die kruis, soos die ander in spot? Of het jy die nuwe lewe, 'n nuwe toekoms, saam met Christus aangeneem? Dis wat hierdie tafel jou volgende vra. Op die oomblik neem ons dit met sonde steeds en ons staan met trane in ons oë. Hoekom staan ons met trane in ons oë? Want ons wil nie hierdie tafel aanvaar nie. Is dit trane van blydskap? Of is dit trane van verwerp? Trane van haat? Wie is jy vanoggend? En wat beteken hierdie tafel vir jou, geliefde? En ek wil afsluit met die volgende. By die nagmaal preek Jesus sonder woorde. Sy daad getuig van wat hy vir ons kom doen het. Is daardie lewe wat hy gegee het vir jou nie iets beteken nie? Dan moet jy jou hart ondersoek vanoggend. Want hierdie daad is die grootste getuienis van sy liefde vir jou. Wat maak ons met dit? Hoe herdenk ons dit? Hoe leef ek en jy dit uit vanoggend? Die brood sê, ek het jou lief genoeg om gebreek te word. Die beker sê, ek het jou lief genoeg om vir jou te bloei. Die opdrag sê,
Ek het jou lief genoeg om by jou te bly tot die einde toe. Ek wil vandag vir jou 'n waarborg gee in God se woord, dat God met jou sal wees. Psalm 23, al gaan jy deur die skadu van dood, sal ek met jou wees. Die vraag is, ken jy hom? Het jy hom uitgenooi om deel van jou lewe te wees? Het jy hom aangeneem vanoggend? Het jy sy liefde ervaar? Indien nie, vanoggend wil ek by jou pleit. Wat moet ek en jy vanoggend doen? Ek en jy moet een ding besef. Ons kom nie omdat ons goed is nie, maar omdat ons 'n honger na God het vanoggend. Ons kom skuldig en vertrek met God se vergifnis. Ons kom alleen, maar vertrek as 'n familie in Christus. Ons kom swak en vertrek met nuwe krag. Ons kom en ons smaak en ons sien dat die Here goed is en vol liefde. En met dit wil ek vanoggend afsluit. Waarmee kom jy? Het jy daardie honger? Het jy daardie dors? Smag jy vandag in jou binneste om aan hierdie tafel te kan kom sit? Ek gaan vra dat my musikante vorentoe kom. Ek wil regtig hê hulle moet vir my die liedjie speel, Amazing Grace. En ek wil hê, terwyl hulle dit speel, wil ek vandag hê, jy moet hierdie oomblik gebruik van stilte. Ek wil hê jy moet jou lewe ondersoek. Ek wil hê jy moet vandag opreg vir jouself vra, hoe lyk my lewe? Is ek deel van hierdie tafel vanoggend? Het ek sy liefde aangeneem? Waar staan ek vanoggend in my verhouding met hierdie tafel? Kom ons maak hierdie liedjie dan ook 'n gebed. Gebed waarin ek en jy vanoggend soos hierdie skeepskaptein uitreik na God en God se liefde. Dankie musikante. Gebruik die oomblik. Kom ons maak reg met God.
wanneer ek en jy volgende oor die tafel kom sit. Mag ons nie voel soos die verlore. Mag ons nie voel soos die verlore. Om terug te wees in ek en jy teruggekeer het na sy huis.